Die vervulling van die profeet Joël se profesie, wat 'n nuwe era verklaar, waar die Gees alle gelowiges bemagtig, is nie net vir uitgesoekte individue nie. Die hele Nuwe Testament vanaf Handelinge stel dit onomwonde. God gee sy geestelike gawes aan almal, nie net aan 'n spesiale groepie mense nie. Dit is deel van wie Jesus is en wat hy doen. Ons is almal geroep om hierdie Gees te ontvang en ten volle deel te neem aan God se missie, sy sending. En vooropgestelde hindernisse soos ouderdom, geslag of status mag in niemand se pad staan nie. Die Heilige Gees se uitstorting word duidelik vir ons geteken as 'n inklusiewe gebeurtenis en God se lankbeloofde gawe aan die mensdom. Joël se profesie in hoofstuk 2 vers 28 tot 32 word hier op Pinkster deur Petrus woordeliks aangehaal. So sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my Gees uitstort op alle mense. Handelinge 2 vers 17. Die tema van al die nasies loop sterk deur Jesaja. In Jesaja 49 vers 6 lees ons, God het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Klink dit vir jou bekend? Aan die einde van Matteus se evangelie klink Jesus se bekende sogenaamde laaste opdrag op. In Engels word daarna verwys as The Great Commission. Gaan dan na al die nasies toe, sê hy, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Matteus 28 vers 19 tot 20. Paulus skryf ook omtrent vir elke gemeente hieroor, soos byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 26 tot 28. Daar staan, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Voor ons nog by Romeine hoofstuk 10 kom, verwys Paulus nie minder nie as 8 keer hierna, en in hoofstuk 10 vers 12 tot 15 noem hy dit weer. So ook in Efesiërs 3 en Kolossense 3, 1 Korintiërs 7 vers 19 en daardie ander groot uitspraak van hom in 1 Korintiërs 12 vers 13, waar hy skryf, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam van Christus, sy kerk, is 'n inklusiewe familie. So verklaar hy self in Johannes 10 vers 16. Jesus sê vir die Jode, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Dink mooi hoe die Here jou en my ook vandag stuur om doelbewus mense in te sluit en raak te sien wat die wêreld waarskynlik uitstoot. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons almal om opnuut te besef wat 'n wonderlike bevrydende waarheid dit is, dat almal u Gees ontvang, Jood en heiden, slaaf en vry, dit maak nie saak nie, en daarom is ons ingesluit daarby. Dankie dat u liggaam, u kerk, u familie inklusief gemaak het. Ons prys u daarvoor. Amen.